Geliefdes, baie welkom by ons erediens vanuit Levitikus 19 vers 1 tot 37. Die tema vandag, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God aan jou gee. Nou geliefdes, ons het gevorder tot by Numeri, daarom lees ek vir ons die fotum vanuit Numeri 26 vers 13. Ek is die Here jou God wat julle uit Egipte laat bevry het, sodat julle nie meer sy slawe hoef te wees nie. Ek het die juk wat julle moes dra, gebreek en julle vrygemaak. Nou geliefdes, as Nuwe Testamentiese gelowiges, het die Here gesê, hy het ons vrygemaak van die sondes, en ons vrygemaak van die wet. Ons onderhou nie die wet uit vrees of uit dwang uit nie, maar uit van dankbaarheid, omdat Christus ons vergewe het vir die kere wat ons oortree, en ons geloof dryf ons om dit te doen. Ons kan nie anders as om dit te doen wanneer ons glo nie. Geliefdes, daarom groet die Here ons met sy seën vanuit Numeri 26 vers 11, ek sal by julle woon, en ek sal nie afskeid in julle hê nie, ek sal by julle bly, en julle God wees, en julle sal my volk wees. Nou geliefdes, die rede hoekom God nie meer afskeid het in ons as mens nie, is omdat ons in Christus is. Wanneer hy ons sien, wat glo in Christus, sien hy sy seën raak, en dis hoekom dit vir ons 'n enorme seën is om te weet, dat ons nou in Christus is. Geliefdes, kom ons begin deur saam te sing God van die skepping. God van die skepping, ons koning en Heer, God wat vir ewig oor alles regeer, Alpha Omega, vir ewig in krag. U is ons Vader, vol liefde en mag. Woord van die Vader, ons redder en hoop, groot en magtige krygsman, wat vooraan bly loop. Immanuel met ons kruisofferlam. Jesus die Christus, leeu uit Juda stam. Ons vriend. Voor God die enig, juich ons as u bruid. U lei en leer ons, u stap voor ons uit. Gebede soos weerop, styg op na u troon. Louter genade, dat u in ons woon. Vader en Seun en Heilige Gees, hy wat ons koning vir ewig sal wees. Liefde uit liefde, het na ons toe gekom, en ons bring in liefde weer lof terug aan hom. Uit dankbaarheid bring ons weer lof net aan hom. Nou geliefdes, ons is nou by die wetgedeelte. Gewoonlik lees ons om uit Eksodus 20, maar van vandag
Die gedeelte wat ons lees is Levitikus is 19 vers 1 tot 37 en dit is gewoonlik vat ons mos so 20 verse, maar hierdie keer vat ons die 17 verse wat in die wet sou gewees en ons sit dit sommer by Levitikus, want dit is basies die wet wat herhaal word. En so, ons het al voorheen gesê, nee, ons onderhou nie al die wette nie, as dit nou gaan oor slawe en sulke goed, sekere wette is vervul, ander was maar sosiale wette wat ons die beginsel vat en ons vat dit oor, die sedewette is dit wat ons nog toepas. Nou, die uitbreiding daarvan lees ons in Levitikus. So in plaas van dat ons wet lees ons die woordgedeelte en ons gaan dan daarna daaroor praat. So voordat ons die woord lees, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Heer, wat 'n wonderlike voorreg dat U nie 'n afskeid het aan ons nie, dat U ons in Christus ingesalf het en Heer, dat ons die kinders kan wees. En weer dat ons kan weet, Heer, U stap met ons 'n pad van heiligmaking, dat ons hierdie wonderlike voorreg het om U teenwoordigheid in ons lewens te kan hê en Heer, ons loof en prys U daarvoor. Weer ons vra ook dat U verder met ons die pad sal stap, veral wanneer ons die woord lees, dat U ons opnuut ook weer sal dit besef, alles wat U van Uself sê en wat U ook van ons sê, en ons bid Vader dat die dankbaarheid daarvoor so oorweldigend sal wees, dat ons nie anders sal kan as om te leef soos wat U wil nie. Nie weer in die gedeeltes wat ons lees, help ons om dit te verstaan, help ons om dit toe te pas in ons lewens, die wonderlike voorreg om U woord te kan hê en dit te kan doen, is werklik 'n voorreg. Here, en daarom dank ons U ook vir Jesus dat U gekom het om ons sondes te vergewe, om vir ons sondes te sterf. En wanneer ons deur die wet lees, besef ons net hoe baie ons het oortree het en hoe baie ons teen U gerebelleer het en daarom die wonderlike voorreg dat U ons sondes kom vergewe. Dankie daarvoor. Heer, deur die Gees werk so in ons harte dat ons al hoe meer sal doen wat U vir ons wil hê. Heer, geef ons daarom ook vrede en rustigheid, dat ons U kan vertrou, weet dat U voorsien, weet dat U ook vir ons die hemel voorberei en dat ons daarom die pad wat ons stap na U beloofde land toe in die hemel, Heer, dat ons weet U is saam met ons op pad en ons loof U en prys U naam. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, die gedeelte wat ons lees is Levitikus 19 vers 1 tot 37. Die Here het vir Moses gesê: "Praat met die hele gemeente Israel en sê vir hulle: Wees heilig, want ek, die Here julle God, is heilig. Elkeen van julle moet eerbied hê vir sy ma en sy pa. Julle moet my gebooie oor die Sabbat gehoorsaam. Ek is die Here, julle God. Julle mag nie afgode dien en julle mag nie vir julle afgodsbeelde maak nie. Ek is die Here, julle God. Wanneer julle 'n maaltydoffer vir my, die Here, slag, moet julle dit so doen dat julle vir my aanneemlik is. Julle moet die vleis eet op die dag wanneer julle slag, of hoogstens die volgende dag. Wat oorbly tot die derde dag, moet verbrand word. Wie daarvan op die derde dag eet iets onreins. Dit is nie vir my aanneemlik nie. Wie daarvan eet, is skuldig, want hy ontheilig wat aan my die Here gewy is. So iemand sal van sy volksgenote afgesny word. Wanneer julle julle lande afhoes, moet julle nie die wenakkers afhoes en ook nie die are wat bly lê nie, agterna optel nie. Julle moet ook nie die wingerde 'n tweede keer oes of die korrels wat val optel nie. Laat dit alles bly vir die armes en die vreemdelinge. Ek is die Here julle God. Julle mag nie steel nie en julle mag nie lieg of mekaar bedrieg nie. Julle mag nie 'n vals eed aflê in my naam en so die naam van julle God ontheilig nie. Ek is die Here. Julle mag nie jou naaste uitbuit of hom beroof nie. Jy mag nie 'n dagloner se loon terughou tot die volgende dag nie. Uit eerbied vir jou God mag jy nie 'n dowe vloek of 'n hindernis in die pad van 'n blinde lê nie. Ek is die Here julle God. Jy mag nie onregverdig wees in die regspraak nie. Jy mag nie partydig wees
vir die wat geen aansien het nie, of die vooraanstaande bevoordeel nie. Oordeel regverdig oor jou naaste. Jy mag nie loop en skinder nie. Jy mag nie jou medemens se lewe in gevaar stel nie. Ek is die Here. Jy mag nie haatdraand wees teenoor jou volksgenoot nie. Maak die geskil openlik met hom uit. Moenie wat hy verkeerd gedoen het, teen hom bly hou nie. Jy mag nie wraak neem of 'n grief koester teenoor jou volksgenoot nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Julle moet my voorskrifte gehoorsaam. Moenie verskillende soorte diere kruis of verskillende soorte saad in een land saai of 'n kledingstuk van verskillende soorte materiaal dra nie. Wanneer die eienaar van 'n slavin reeds 'n ooreenkoms aangegaan het, waarvolgens iemand anders haar as byvrou koop, en die eienaar het met haar geslagsgemeenskap voordat die prys betaal is, en voordat hy van haar afstand gedoen het, moet hy aan die toekomstige eienaar skadevergoeding betaal. Hulle mag nie die doodstraf gelê word nie, want hy het nog beskikkingsreg oor haar. Verder moet hy as skuldoffer vir die Here 'n ram bring na die ingang van die tent van ontmoeting toe. Die priester moet met die skuldofferram vir die eienaar van die slavin versoening doen by die Here oor die sonde wat gedoen is. Die sonde sal dan vergewe word. Wanneer julle in die land vestig en allerlei soorte vrugtebome plant, mag julle 3 jaar lank glad nie die vrugte pluk nie. Die vrugte is vir julle verbode. Dit mag nie geëet word nie. Die 4de jaar moet al die vrugte as 'n gawe van dankbaarheid aan die Here gewy word. Van die 5de jaar af mag julle die vrugte gebruik. Julle mag dan goeie opbrengs hê. Ek is die Here julle God. Julle mag nie aan heidene offermaaltye deelneem nie. Julle mag nie waarsêery en towery beoefen nie. Julle mag nie heidense rougebruike navolg deur die hare voor die ore en die wangbaard toe knip en deur snye en tatoeëermerke op julle liggame te maak nie. Ek is die Here. Niemand van julle mag sy dogter die skande aandoen om haar 'n tempelprostituut te laat word nie. Dit lei tot hoerery en afskuwelike sondes in die land. Julle moet my gebooie oor die Sabbat gehoorsaam en eerbied hê vir my heiligdom. Ek is die Here. Moenie hulp soek by geeste of waarsêers nie. Dit sal julle onrein maak. Ek is die Here, julle God. Uit eerbied vir jou God moet jy eerbied bewys aan ou mense en hulle met respek behandel. Ek is die Here. Wanneer daar 'n vreemdeling by julle in julle land woon, mag julle hom nie onderdruk nie. Julle moet hom soos 'n medeburger behandel en hom lief hê soos julle self. Julle was immer self ook vreemdelinge in Egipte. Ek is die Here julle God. Julle mag nie bedrog pleeg wanneer julle meet of weeg of inhoud bepaal nie. Julle moet 'n betroubare skaal en die regte gewigte en inhoudsmate gebruik. Ek is die Here julle God, wat julle uit Egipte laat wegtrek het. Gehoorsaam al my voorskrifte en bepalings en leef daarvolgens. Ek is die Here. Nou geliefdes, die tema van vandag, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Nou geliefdes, ons het gevorder tot by Levitikus en ons maak hierdie week klaar met Levitikus, dan gaan ons aan. So, die Israeliete is nou op pad na die beloofde land toe. En die Here het vir Israel gesê, ek gaan hierdie ander volke voor julle uitdryf. En dis nie sonder rede nie. Die Here het gesê, ek doen dit, want hulle het my land verontreinig. Nou geliefdes, baie keer vat ouens hierdie in isolasie en dink nie, of lees nie mooi nie. Ons sal sien, daar is sekere plekke wat uitgewis is,
Maar daar's ander vreemdelinge wat aangesluit het. Ons sien in Levitikus begin al hoe meer en meer gepraat word van die vreemdeling wat by jou is, moet ook hierdie offer doen en hy moet ook dit doen en dat doen. So ons leer van hierdie vreemdelinge wat ook al hoe meer deel raak van die volk. Maar oor die algemeen, die volke wat uitgedryf was omdat hulle dit verontreinig het. En nou sê God vir Israel ook, luister, julle moenie ook die goeders doen waarvoor ek die ander volke uitgewis het nie, of uitgespoeg het uit die land uit nie, want dan gaan julle ook uitgespoeg word, en uiteindelik gebeur dit ook, so die noordelike halfrond is weggevoer, en die suidelike halfrond ook. Het is interessant, dat die Here gesê het, in hierdie wette, wat ons lees in Levitikus, het hy gesê het, julle moet die Sabbat hou, en elke 7de jaar, en dan sê die Here op die ouene, vir elke een wat julle nie gaan onderhou nie, gaan ek julle wegvoer, vir elke jaar gaan ek dit wegvoer, en dan uiteindelik is hulle toe nou vir 72 jaar weggevoer, die suidelike is 2 stamme, en dis hulle wat toe uiteindelik terugkom, maar nie in hulle aanvanklike glorie nie, en toe nou die tweede tempel bou, maar dit is nog vir later in die jaar, maar nou geliefdes, hierdie gedeelte wat ons gelees het in Levitikus is baie wette, en die vorige preke het ons bietjie meer in diepte in die preek, in die wette ingegaan, wat onderhou ons, en die verskillende tipe wette, en so aan. So, as jy dalk nou eers ingeskakel het, sal ek jy aanraai om eers die ander te gaan, preke te gaan kyk oor die wette. Nou geliefdes, ons is op die stadium is ons by Levitikus, en dit is baie interessant dat hierdie Levitikus 19 vorm die ruggraat van Nuwe Testamentiese boeke, onder andere Jakobus, wat baie van die wette wat ons hier gekry het, en dra dit net so oor, na sy gemeente toe, en pas dit daarop toe. So, baie van die wette het ons gesê, dit het hulle vervulling in Jesus gekry, en party was seremoniële wette, wat vooruitgewys het na Jesus toe, maar van hierdie wette, wat nou veral wat ons nou vandag gaan bespreek, is net so oorgedra na die Nuwe Testament toe. Wat ons weet, dit is geld nog net soveel. Nou, baie keer van die wette, is daar wet, en die Here sê, doen hierdie, en hierdie sal die seën wees wat julle ontvang. En so is dit vir die een wet wat vir ons baie sal beteken, is die wet wat sê, eer jou vader en moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God aan jou gee. Nee, dit is ons lees dit elke week hierdie jaar vanuit Exodus 20, nee, dat die Here dit gesê het. Nou, wat beteken dit vir ons, en in watter manier is dit nog relevant? Nee, want in kontras daarmee, is daar sekere wette waar die Here gesê het, nou hierdie is spesifiek in Levitikus, waar die Here gesê het, oortree hierdie wette, en die land sal julle uitspoeg, nee, en julle sal dit sal tot 'n einde kom hier, en daarom kyk ons na die relevantie daarvan, wat die beloftes en waarskuwings is daarin, en daarom kyk ons na die volgende punte. Die eerste een is, ek is die Here, en dan die tweede een, die heiligheid van die huwelik. Kyk ons volgende na. So geliefdes, kom ons begin. Die eerste punt, ek is die Here. Nou geliefdes, soos ons gesien het, keer op keer, selfs in die teks waar ons is, maar ons sien het baie ook in Levitikus, is dat daar staan, ek is die Here. Ek is die Here. Die Here gee baie keer 'n wet, en dan op grond daarvan, dan sê hy, ek is die Here. So basies wat die Here sê is, omdat ek die Here is, hier is ons 'n wet. Nee, nou, dit is wat die Here daarmee bedoel, en ons het al voorheen gesien, nee, die Here sê, ek is heilig, en my volk moet daarom ook heilig wees, dit is hierin herhaal, onthou Petrus sê dit ook, en so Levitikus is basies 'n handboek wat gegee is vir die volk, om vir hulle te wys, lewe volgens hierdie wette, sodat julle heilig kan leef, heilige lewenswyse het, sodat julle in die teenwoordigheid van die Here kan leef, en sy seën so ontvang. Nou geliefdes, vandag, nee, is daar so praktiese gevaar, waarin mense vandag val, predikers doen dit, en hulle leer ook mense wat reg is, wat is reg en wat is verkeerd, nee, dis deel van 'n ware profeet, is bereid om hierdie goeders te leer, maar dan, wanneer dit kom by die motivering, hoekom hulle nou hierdie wat reg is en hierdie wat verkeerd is, hoekom hulle dit moet doen, dan is dit een of ander praktiese rede, hoekom hulle dit moet doen. Nou, dis baie gevaarlik.
En ek weet, ek gee ook baie keer, sal ek 'n sonde uitwys en ek sal die praktiese gevolge daarvan wys, maar dit is nie die rede hoekom ons dit onderhou nie. Baie keer help dit so 'n bietjie om motivering te wees, maar dit moet glad nie ons motivering wees nie. Nou, ek gaan vir ons so 'n bietjie uit 'n voorbeeld wat ek hierdie week gehoor het, en dis 'n baie populêre ou in Bloemfontein, en jy weet, hy begin toe nou sy preek, en hy kom toe op 'n punt waar hy toe nou die mense moet aanmoedig. Hy sê ook toe nou wat reg en verkeerd is. Dis nie toe spesifiek oor rook. Hy preek toe nou oor rook, en hy wil toe nou motiveer hoekom hulle moet ophou met rook, en toe sy motivering ook 'n persoonlike gesprek wat hy met iemand gehad het, en die ou sê toe nou, nee, maar dit kos hom baie geld. En toe gaan hy nou verlang aan om te sê, ek is nie hier om vir jou te sê wat reg en verkeerd is nie, ek is nie vir jou hier om te sê dis 'n sonde nie, ek wil net vir jou sê, dit gaan jou baie geld kos. En gewoonlik die ouens preek so omdat hulle bang is om populariteit te verloor, wat die Nuwe Testament ons aan waarsku. Ons sal later die jaar daaroor verder praat. Maar die groot ding is, predikers moet sondes uitwys. Dit is wat juis 'n ware prediker maak. Maar as jy praktiese rede wil gee hoekom jy nou moet onthou, almal wil geld hê. So as hy nou sê jy moet ophou rook want jy weet jy gaan geld spaar, dan sal almal, jy weet, jy voel half lekker daaroor, want almal is lief vir geld. Nee, en ons moenie geldgierig wees nie, ons moenie 'n liefde vir geld hê nie, maar jy weet, dit is maklik om almal tevrede te hou as dit jou motivering is. Maar geliefdes, 'n tweede rede hoekom hierdie praktiese voorbeelde, om nou so 'n voorbeeld te gebruik, so gevaarlik is dat ons het altyd 'n manier om beter praktiese redes te vind, hoekom ons nou maar kan aanhou. Nee, so kom ons vat die voorbeeld van hierdie ou wat nou teen rook was, nee, jy weet, in 'n geval as jy iemand wil help om op te hou rook, nee, dan moet jy in 'n geval so 'n persoon eers verseker van God se genade en sy liefde en sy voorsiening en sy betroubaarheid, want dit is gewoonlik omdat ons stres, nee, wat iemand daarmee sukkel. Nee, en so 'n mens moet eers 'n ou daarvan verseker voordat hom aanmoedig. Maar nou, jy weet, as dit nou gaan oor praktiese redes, dit gaan iemand weer in 'n spanningssituasie kom, hy gaan dalk weer stres, en jy weet, dan gaan hy dink, ja, maar ek gaan maar eerder rook, want ja, anders dan gaan ek daai ou gaan plat slaan, of ek gaan nie gewerk kry nie as ek nie rook nie, so dan gaan dit my meer geld kos. So die geld wat, as hierdie nou die enigste motivering is wat hy het, die praktiese rede, want gaan geld kos, gaan hy in 'n geval dink, dat gaan my nog meer geld kos as ek nie rook nie, so doen dit nou maar, want dit is hoe ek nou gaan cope. Nee, so die probleem is juist dit. Nou, geliefdes, dis hoekom praktiese voorbeelde nie werk nie. Nou vir 'n Christen, hoekom moet ons iemand motiveer om op te hou sonde doen? Want die Here sê so. Dit is wat ons motivering moet wees. Nee, geliefdes, so as die Here hierso sê, elke keer as hy 'n opdrag gee en hy sê ek is die Here, wat hy daarmee bedoel is, hy sê doen hierdie want ek is die Here. En ek sê so, en ek is die een wat bepaal wat reg en verkeerd is, nie die kultuur nie, nie enigiemand anders nie, ek is die een wat bepaal wat reg en verkeerd is, en daarom is dit hoekom ons dit doen. So vir enigiets, nee, as ons wil ophou sonde doen, dan moet dit nie wees, omdat ek nou wil dink, wat is prakties vir my, wat gaan vir my die beste wees nie, jy moet dit doen, omdat God so sê. Want geliefdes, as jy ooit wonder, nee, moet ek nou hierdie doen of nie, en dan begin jy nou dink, ja, jy kry so al gevoel, dis verkeerd, en nou begin jy die voordele daaraan dink, as ek dit nou wel hierdie verkeerde ding doen, en hierdie is die nadele, en dan nou teen mekaar opweeg, geliefdes, dan is jy nie besig om vir die Heilige Gees te luister nie. Dan is jy besig om jou eie voordele aan te dink, en op hierdie manier gaan jy in 'n geval baie keer eerder vir die voordele gaan, as of die slegtes, nee. As ons vir die Heilige Gees wil luister, nee, dan kyk ons nie wat die voordele en nadele, ons kyk, gaan hierdie God behaag, wat sê die woord oor hierdie ding, en gaan dit God behaag of nie, en dis hoekom ons dit doen, nie omdat ons die dinge so teen mekaar opweeg nie. En dan geliefdes, as ons op verder gaan ook, nee, is, wanneer ons sê nou maar iets kry, of het reg of verkeerd is, dan gaan kyk mens na die woord, want baie keer is daar waarskuwings aan sekere sondes of wette gekoppel, en daar is seëninge gekoppel ook aan hierdie
wette wat ons baie keer kry hier in Levitikus. So, geliefdes, ek gaan 'n paar noem om te wys, hoe die Bybel van die Ou Testamentiese wette oordra in die Nuwe Testament en nog steeds wys hoe hierdie waarskuwings of seëninge nog relevant is, want dit is nie so met al die wette nie. En daarom is het belangrik om dit altyd vanuit die lig van die Nuwe Testament te sien. Nou as ons hierdie Levitikus 19 vat, en ek het gesê, Jakobus gebruik dit amper as 'n ruggraat. Jakobus 5 vers 12 staan daar, ek lees vir ons. My broers, dit is baie belangrik dat julle nie 'n eed moet aflê nie by die hemel nie, nie by die aarde nie, en ook nie enige ander eed nie. As julle ja sê, moet dit ja wees. As julle nee sê, moet dit nee wees. Dan sal julle nie veroordeel word nie. En jy kan sien, daar's 'n waarskuwing aan hierdie gedeelte gekoppel, en dis Nuwe Testament. En dan, as ek dit kan vergelyk met die gedeelte in Levitikus 19 vers 11, ek lees vir ons, julle mag nie steel nie, en julle mag nie lieg of mekaar bedrieg nie. Julle mag nie 'n vals eed aflê in my naam, en so die naam van julle God ontheilig nie. Ek is die Here. Jy kan nou weer sien, hoe die Here sê ontheilig het, as ons 'n eed aflê, maar ons lieg daaroor, maar dit is die lyn wat getrek, wat Jakobus gebruik het. So jy kan sien, die relevantie daarvan. Nou as ek nog so wet kan vat, hier wat ons in vers 3 lees, daar staan, elkeen van julle moet uit eerbied hê vir sy ma en pa, julle moet my gebooie oor die Sabbat gehoorsaam, ek is die Here julle God. Nou geliefdes, ek gaan daai wet, onthou baie van die wette is gemaak, en dan is dit baie keer herhaal, ek gaan hom vir ons uit Eksodus 20 lees, dat julle net sien die lyn wat getrek word, Nuwe Testament toe, daar staan in Eksodus 20 vers 12, eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. En jy kan sien, daar's 'n belofte aangekoppel aan hierdie gebod. Nou wil ek vir Efesiërs toevat, waar Paulus praat oor hierdie gebod. Ek lees vir ons Efesiërs 6 vers 1. Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder. Dit is 'n baie belangrike gebod, en daar is nog 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan, en jy lank mag lewe op die aarde. Nou geliefdes, so Paulus vat daai gebod, die 5de gebod, en hy wys, maar luister, daai belofte is nog net so relevant, soos wat dit was. Ja, wil ek ook 'n opmerking maak hieroor, dat jy sien, daar staan gelowige ouers, wat beteken, dat ouers wat die wet onderhou, ouers wat gehoorsaam is aan God, om vir hulle respek te hê, want hulle leer vir jou wat God wil hê. Maar in elk geval, Jesus leer ons ook om baie keer respek te hê vir regerings wat goddeloos is, want hulle is deur God aangestel, moet hulle foute uitwys, maar nog steeds respek hou. Maar jy weet, as 'n mens deur dit lees, en soos deur Levitikus, en ons gelees daai gedeelte wat sê, jy weet, die God verwag dat jy vir ou mense met respek hanteer, is dit baie goed. Nou geliefdes, so een ding wat ons in hierdie gedeelte gesien het, is dat hierdie belofte wat die Here beloof het om lank te bly woon, en onthou, hy gee hierdie wette vir Israel juis, sodat hulle dit sal doen. Nou, vanuit Levitikus, ek wil so 'n bietjie verder gaan, ons het nou deur dit gelees, en dan was daar 2 wette, eintlik stelle wette, wat die Here gesê het, as julle hierdie wette gaan begin oortree, dan gaan die land julle uitspoeg. En nou die een stel wette is oor die Sabbat. Nou die Sabbat het sy vervoer, dis die enigste een wat nie in die 10 gebooie waar Jesus dit ingestel het, herhaal word net so nie. Want Jesus wys vir ons die betekenis van die Sabbat, dat dit in hom is wat ons rus is, maar dit is 'n gesprek vir 'n ander tyd. So die Sabbat een sal ons nog eendag doen.
Maar die ander stel wette wat God gesê het, as julle hierdie begin oortree, as julle net soos die Kanaaniete en die Egiptenaars en die Kanaaniete wat ek uitgedryf het, en dan gaan ek julle ook uitspoeg, as julle dit ook begin doen. En dit is nou probeer ek hierdie vir kinders vriendelik hou, so ek gaan nie al die woorde gebruik wat die Bybel noodwendig gebruik nie, en dit is oor die huwelik, al die goed oor die huwelik. En as jy al die wette wil lees oor die huwelik, dis net die hoofstuk voorheen, voor u, en dan om daardeur te gaan, so basies die huwelik, om die huwelik heilig te hou. Onthou geliefdes, die huwelik is iets uiters heilig vir die Here, en daarom ons tweede punt, wat gaan oor die heiligheid van die huwelik. Nou geliefdes, die huwelik was een van die eerste dinge wat die Here ingestel het. Hy het vir die mens gesê, luister, jy gaan heers oor die aarde, gee die diere alles, hulle name, goed, maar een ding wat God nie vir die mens gegee het nie, is die definisie van die huwelik. Sê, een man, een vrou, dit is wat van God self afgekom het. Want dis juis in die huwelik waar God sy liefde ook vir ons openbaar, die liefde wat Christus het vir sy kerk, so is die liefde tussen man en vrou, word daardeur gesimboliseer, so dis iets vir God baie heilig, ons gesê, iets heilig beteken, ek vorige preke, heilig beteken, dis iets wat toegewy is vir God. Die huwelik is toegewy vir God, om sy liefde wat die kerk, wat Christus vir die kerk het, en die kerk wat breed is, wat daarin sigbaar moet word, en as ons die huwelik ontheilig, dan maak ons daai openbaring vir die wêreld, dat dit nie daar is nie. Geliefdes, die Nuwe Testament praat baie oor die huwelik, en die heilige instelling, dat het van God afkom, so daarom is dit iets wat baie bevestig word, en tussen 'n man en 'n vrou, en saam met die geslagting, dat het tussen 'n man en 'n vrou is. Nou geliefdes, ek het gesê, die vorige hoofstuk 18, is wat baie oor hierdie dinge praat, en jy weet, omdat die kinders nou weer in die kerk is, het ek, nou jy is nou nie vanuit dit aangehaal of gedoen nie, maar ek kan vir sê, dit is dinge wat nou praat van, dis ander woorde wat gebruik word, maar basis, jy mag nie trou met 'n dier nie, en jy mag nie trou met 'n vrou en haar dogter, of kleindogter, en sulke goed, dis sulke tipe goed, wat jy nou kan dink, wat moeilik is, maar ek dink ons moet daardeur lees, maar ek wil dit nie noodwendig nou vir die kinders sommer net lees nie. Maar geliefdes, die Here sê, hou hierdie heilig, en die openbaring van God se liefde wat tussen een man en een vrou is. Natuurlik daai tyd, moet ek noem, hulle baie keer het die mans meer as een vrouens gehad, in Nuwe Testament, dan sê die Here, dis ouderlinge wat net met een vrou moet wees, en so daarin het die Here, daai wette word nie noodwendig so direk oorgedra nie. Nou wil ek ook net noem, baie keer as ons praat oor die huwelik, baie keer as mens hierdie dinge lees, onthou die huwelik is die plek waar die duiwel die meeste aanval, en as baie keer val as mens jonk is, en later is dit baie keer die plekke waar mens baie keer die meeste val. Nou wil ek God se genade en barmhartigheid ook hierso uitwys. Onthou, so die Here beskou die huwelik baie heilig, maar toe die volk in die beloofde land ingaan, wie was die enigste persoon vanuit Jericho wat gered is? Dit was Rahab, wat die weer eens my woorde, 'n bordeelwerker vir, dat jy nou verstaan, sy het baie mans gehad, en dit is juist sy, wat die Here toe gespaar het, en dit sy, wat 'n voorouer word van Jesus self, so die Here se genade vir hierdie vrou, wat dit heeltemal ontheilig het, die huwelik, en jy weet, sy is die een wat gespaar is, en ons sien dit in die Nuwe Testament ook, dat Jesus baie keer sy genade teenoor mense wat die huwelik ontheilig het, sy genade daarteen oorwys, net om mens weet te laat voel, maar as ek nou voel my huwelik, het ek nou dalk droog gemaak of iets, om te weet, die Here se genade en barmhartigheid daaroor, maar vir ons baie belangrik, om te weet, vir ons, om die Here se teenwoordigheid in hierdie land, en ons omgewing sigbaar te maak, is die huwelik, moet vir ons baie heilig wees, en om te weet van hier af verder, ook dit so te beskou, en te leer van ander, en so geliefdes, as jy mens so deur daai Levitikus 18 lees, en dan wys die Here, juist die klem lê daarop, dat die Here sê, maar hierdie is een van die plekke waar ons die meeste God se liefde sigbaar maak. So geliefdes, indien ons die Here se seën wil beleef hier in
Suid-Afrika, maar so in jou gesin, nee, en in jou familie en in jou omgewing, nee, is en ons sy teenwoordigheid wil sien hier in Suid-Afrika, nee, dan moet die huwelik vir ons as uiters heilig beskou word, nee, enigiets wat die Here sê heilig is, moet heilig wees, maar die Here het self die huwelik lê klem daarop. Nee, en geliefdes, daar's 'n rede, nee, hoekom hierdie geslagsoriëntasies en goeie so 'n groot ding geword het in die wêreld, want dit is 'n plek wat die duiwel baie sal aanval. Nee, en dit is 'n plek wat baie keer waar mense oor onsekerheid het en vir wie dit 'n groot ding kan wees. Nee, so geliefdes, dit is iets wat ons nie moet ligtelik opvat nie. Nee, en wanneer ons dit in die wêreld sien om dit aan te spreek, dan sê maar luister, God het man en vrou gemaak met die doel om sy liefde te openbaar, om 'n gesin te kry en daardeur sy liefde vir die wêreld te wys. Nee, en daarom mense te help wat daarmee worstel, maar nie te help deur te sê hulle kan aanhou nie, te help om te sê maar luister, kom ons kyk weer wat sê die Here daaroor en bekeer wanneer dit die geval moet wees. Nee, so geliefdes, erkenning dat God die Here is in een manier doen ons dit deur die huwelik so heilig te hou. So geliefdes, wanneer jy bid, mag dit ook een van die prioriteite wees om te bid vir ons huwelike, vir die eie huwelik, en geliefdes ook dat ons daardeur ons sienings oor die huwelik sal hersien, en kyk maar, beskou ek het so heilig, of jy weet, wanneer ons dinge op die TV sien, of wanneer mense net ligtelik daarvan praat, asof dit nie 'n belangrike ding is nie, wanneer ons dalk sien mense dit nie heilig beskou nie, mag jy dit gaan aanspreek, en op hierdie manier ook die evangelie verder versprei, en die wil van die Here bekend maak. Mag die Here ons op daardie manier ook so genadig wees. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Here, U is groot, almagtig. Here, is U wat vir ons lewe gee, wat vir ons 'n bestaan voorsien. En is te dank aan U dat ons in hierdie wêreld kan leef. Here, daar's soveel mense wat rebelleer teen U. Here, dit is baie keer vir ons ook 'n versoeking. Maar Liewe, kom help ons om uit liefde vir U, die liefde wat ons ken, omdat U ons eerste lief gehad het, dat ons U liefde sal uitstraal en sal doen wat U van ons verwag. Heer, gee vir ons die wysheid om te weet dit wat U vir ons gee is goed, die wette wat U vir ons gee en die lewenswyse om te leef. Heer, en gee vir ons ook die bereidwilligheid om dit te doen. Weer kom voorsien vir ons en alles wat ons nodig het. Weer wees met die wat swaar kry rondom ons, die wat hartseer het. Heer, wees tog so met ons kinders en ons familie, dat U ook in hulle harte sal werk. Weer ons loof en prys U vir alles wat U vir ons doen. Bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, ons sluit af met die heel beste rede. Staan voor die Heer en bely dat hy regeer. Kom ons sien die hemelkoning op sy troon. Laat ons al die hulde bring en sy lof en eer besing. Laat ons lofsange die plek wees waar hy woon. Hef jou hande na bo, al wat hy vraag. Gebed tot om te nader en om as koning en verlosser te bely. Om hom te dank vir sy genade, vir sy seën en wonderdade, van die krag van sy waarheid mag ons vry.
was basies om te doen en te lewe net soos hy. Want deur sy wonderwerke is daar nou ook geen perke aan wat Jesus kan doen deur jou en my. Hef jou hande na bo, al wat hy vra, is dat ons glo, en as jy weet, jy is vry, is dit die heel beste rede om met simbaal en drom te raas, en die shofars hard te blaas, van die groot dag van Jesus kom beslis. Die dag wat elke knie sal buig en elke mond nog sal getuig, dat die ruiter op die wit perd koning is. Hef jou hande na bo, al wat hy vra, is dat ons glo, en as jy weet, jy is vry, is dit die heel beste rede vir my. As jy weet, jy is vry, is dit die heel beste rede, heel beste rede, heel beste rede vir my. Geliefdes, gaan die week in met die seën van die Here vanuit Numeri 6 vers 24. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en julle vrede gee. Amen.